Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Dinsdag 17 Maart. Verhoudings in die werkplek. Kom ons open met gebed. Liewe Heer, ons sê vir u vreeslik baie dankie dat ons steeds godsdienstvryheid het in ons land en dat ons steeds u woord kan bestudeer. Liewe Heer, gee ons asseblief die wysheid en die insig wat ons nodig het om hierdie studie te kan verstaan. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Lees Kolossense 3 vers 22 tot 25, sowel as Kolossense 4 vers 1. Watter instruksies word hier aan die slawe gegee? En watter algemene beginsels vir die werkplek word hier genoem? Ons lees Kolossense 3 vers 22 tot en met Kolossense 4 vers 1. Diensknegte, julle moet jul Here na die vlees in alles gehoorsaam wees. Nie met oediens soos mense behaers nie, maar in eenvoud van hart, omdat julle God vrees. En wat julle ook al doen, doen dit van harte, soos vir die Here en nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here die erfenis as vergelding sal ontvang, want julle dien die Here Christus. Maar wie onreg doen, sal die onreg wat hy gedoen het, terug ontvang, en daar is geen aanneming van die persoon nie. Betoon reg en billikheid, Here, aan julle diensknegte, omdat julle weet dat julle ook 'n Here in die hemele het. Kolossense 3 vers 22 tot Kolossense 4 vers 1. Soms word daar na slawerny in die Bybelse tye verwys om sommige van die Bybelse leerstellings in die verlede te plaas of om die skrif geheel en al in twyfel te trek. Maar ironies genoeg neem hierdie gesindheid nie die historiese konteks van die Ou Testamentiese Israel en die Nuwe Testamentiese kerk in ag nie. Die mense is na God se beeld gemaak en is, soos al God se intelligente wesens, ontwerp om vry te wees. Mosaïese se wette het die Israeliete verbied om vir ewig slawe te wees. Deuteronomium 15 vers 12 sê vir ons, as jou broer 'n Hebreëse man of 'n Hebreëse vrou om aan jou verkoop, moet hy jou 6 jaar lank dien, maar in die 7de jaar moet jy hom as vryman van jou laat weggaan. En dit het gestipuleer dat 6 jaar die maksimum termyn van diens moes wees om finansiële verpligtinge na te kom. Eksodus 21 vers 2 tot 6 sê ook vir ons, as jy 'n Hebreëse slaaf koop, moet hy 6 jaar lank dien, maar in die 7de moet hy as vryman verniet weggaan. As hy alleen kom, moet hy alleen vrygelaat word. As hy getroud is, moet sy vrou saam met hom vrygelaat word. As sy heer aan hom 'n vrou gee en sy vir hom seuns of dogters baar, moet die vrou met haar kinders haar heer se eiendom wees terwyl hy alleen vrygelaat word. Maar as die slaaf reguit sê, ek het my heer, my vrou en my kinders lief, ek wil nie as vryman weggaan nie, dan moet sy heer hom na die owerhede bring en hom by die deur van die deurpos bring en sy heer moet sy oor met 'n els deurboor. Daarna moet hy hom vir altyd dien. Levitikus 25 vers 39 tot 43 lees ook, en as jou broer by jou verarm en hom aan jou verkoop, mag jy hom nie as slaaf laat dien nie. Soos 'n dagloner, soos 'n bywoner moet hy by jou wees. Tot die jubeljaar toe moet hy by jou dien, dan moet hy vry van jou af weggaan, hy en sy kinders saam met hom, en hy moet na sy geslag terugkeer en na die besitting van sy vader teruggaan, want hulle is my knegte wat ek uit Egipteland uitgelei het. Hulle mag nie verkoop word soos 'n mens 'n slaaf verkoop nie. Jy mag nie met hardheid oor hom heers nie, maar jy moet jou God vrees. Levitikus 25 vers 39 tot 43. Slawerny in die Bybel, hoe teenstrydig dit ook al met ons moderne begrip is,
was nie enigsins soos die gruwelike praktyke van slawerny wat dit in die westerse wêreld toegepas was nie, en wat 'n teistering en 'n afskuwelike misdaad teen die mensdom was. Gedurende die Nuwe Testamentiese tye moes die kerk binne die raamwerk van die Romeinse wette gefunksioneer het wat voorsiening gemaak het om slawe te besit. Die volgende aanhaling kom uit 'n hoofstuk deur Clinton Whalen in die boek Biblical Hermeneutics: An Adventist Approach, geredigeer deur Frank Hazel, bladsy 166, vryvertaal. Maar anders as die moderne vorm van slawerny, het die Romeinse wet die slawe van aansienlike regte en geleenthede voorsien, en deur pogings aan te wend om hierdie praktyke omver te werp, sou dit 'n bedreiging vir die bevordering van die evangelie gewees het. Gelees uit 'n hoofstuk deur Clinton Whalen in die boek Biblical Hermeneutics: An Adventist Approach, geredigeer deur Frank Hazel. Om die waarheid te sê, in die kerk, anders as binne die Romeinse ryk oor die algemeen, was die slaaf se eerste verpligting om die Here te dien. En daar was van hulle gesagsvoerders verwag om die diensknegte regverdig te behandel. Kolossense 4 vers 1 sê vir ons, omdat julle weet dat julle ook 'n Here in die hemele het. Daarom het Paulus aan Filemon instruksies gegee om Onesimus nie meer as 'n slaaf te behandel nie, maar as 'n broeder. Filemon vers 16 sê vir ons, nie meer as 'n slaaf nie, maar meer as 'n slaaf, as 'n geliefde broeder in die vlees, sowel as in die Here, veral vir my, hoeveel te meer vir jou. Eintlik, in beide die Ou en die Nuwe Testamente word gelowiges slawe of diensknegte van God genoem. Voorbeelde hiervan gaan ons lees uit Psalm 34 vers 23 wat lees: Die Here verlos die siel van sy knegte en almal wat by hom skuil, hoef nie te boet nie. Die volgende voorbeeld lees ons uit Lukas 17 vers 10. So ook julle, wanneer julle alles gedoen het wat julle beveel is, sê dan, ons is onverdienstelike diensknegte, want ons het gedoen wat ons verplig was om te doen. Die volgende voorbeeld lees ons uit 1 Petrus 2 vers 16. As vrymense en nie asof julle die vryheid het as 'n dekmantel vir die boosheid nie, maar as diensknegte van God. Selfs al hou ons nie van die kulturele omstandighede waarin sommige Bybelverse geskrywe was nie, moet ons nogtans die autoriteit van die teksvers self aanvaar. Anders het ons onsself en ons kultuur bo die skrif geplaas. Die beter opsie is om alles wat in die Bybel gesê word oor 'n onderwerp te oorweeg, voordat daar tot 'n gevolgtrekking gekom word oor wat die Bybel aan ons daaroor sê. Dink hoe hierdie skrifgedeelte op jou verhoudinge by die werk van toepassing kan wees. Hoe kan hierdie beginsels jou as 'n baas of 'n werknemer help?